trekgier loop sterk onder Suid-Afrikaners. Of hulle nou jonk is, of minder jonk, is dit dalk geneties? Ek vra maar net, maar ons mense is so te sê oral in die wêreld te vind. Ek sien Lana Afrika Beenkamp op co.za, die program waar Suid-Afrikaners wat in die buiteland woon, hulle stories met ons deel. Die week kuier ons by die Van der Merwe gesin wat in 'n land bly ver buite ons realiteit, China. Hi, ek is Fani En ek's Michelle. En ek spin. en ons woon hier in Guangzhou in die suide van China. Dis 'n 2 ure se ry noord van Hong Kong. En alhoewel ons nog nooit voorheen van Guangzhou gehoor het nie, is dit 'n stad met dig by die 15 miljoen mense. So ek kan nooit regtig kla dat jy eensaam voel in hierdie deel van die wêreld nie. Ons hoop julle geniet dit om saam met ons te kuier hierso. En dan syk na die land van die Tasmaniese duiwels. Ons is besig met 'n mountain bike en ons is hier op pad na die Montezuma Falls toe. Dis 'n 6 km klim. Dis rof. En hier kom arme pappa met die kinders. Hallo julle, ons is die kroonfamilie van Tasmanië, maar eintlik van Rustenburg in Suid-Afrika. So hierdie eerste enetjie, wat is jou naam? Sanai. Hierdie is Anay. En hierdie enetjie, wat is jou naam, Boetie? Ja. Noah. Ja, Noah. Hallo. Hierdie is my pragtige vroukie Laries. Ons begin in China se Guangzhou, 'n megastad so 2 ure se ry van Hong Kong af. En hier woon die Van der Merwes. Hier is die stadion waar Guangzhou Evergrande speel. Dis Guangzhou se sokkerspan en daai pink gebouetjies daar aan die regterkant is waar ons bly. Michelle en Fani is onderwysers. Hy gee geskiedenis by 'n Engelse privaat skool en Michelle is 'n laerskoolonderwyser by 'n Britse internasionale skool. Hulle kom albei van Pretoria en is van daar af Londen toe waar hulle 15 jaar lank gebly het. Dis ook waar hul seun Ben gebore is. So ons het nie regtig vir China gevind nie. China het meer vir ons gevind. Nadat ons vir 15 jaar in Londen gebly het, was ons reg vir 'n verandering. En ek het geregistreer by 'n agentskap wat my sou help om 'n internasionale onderwyspos te kry. Ons het regtig geen voorkeur gehad nie en alhoewel ons aanvanklik 'n bietjie ligtig was vir China, het ons met die verloop van tyd 'n bietjie meer verwarring tot die idee. Maar hier is ons. Michelle was nie altyd 'n onderwyser nie. Sy het aan tikkies regte studeer en is toe Londen toe. In 2011 het sy haar eie regsfirma begin, maar toe hulle China toe trek, moes sy van beroep verander. Die tydsverskil het dit soms baie moeilik gemaak. Ek moes menigte nagte om 12 uur steeds regop sit, met 'n mooi werkspakkie aan om met my kliënt te korrespondeer. Daar het toe 'n geleentheid ontstaan by die skool waar Fani gewerk het, vir my om as teaching assistant betrokke te raak. Ja, 2,5 jaar later is ek 'n onderwyseres vir die jaar 2 klassie en ek moet sê ek geniet elke oomblik. Ek vind onderwys baie rewarding. Dis heerlik om met die kinders te werk. Sien dat ek my eie seentjie ook het. Ja, het ek nog nie eendag teruggekyk nie. Dat hulle nou albei skool hou saam met ander expats het dit vir hulle makliker gemaak om hulle voete te vind. China is 'n moeilike plek om by aan te pas. En dit hierdie groot baai is vir jou, Ben. Smile jy daarom. Smile jy. As jy ten minste 'n kop langer is as enigiemand rondom jou, is dit soort van 'n gegewe dat jy raak gesien gaan word. So 2 jaar gelede was ons vir 'n week wat Beijing toe, die hoofstad van China toe en met die kom ons toe ook op Tiananmen Square uit, die hart van China, die siel van China. En gewoonlik is Tiananmen Square besaai met toeriste en die meeste van hulle is Chinese. Mense van klein dorpies en klein nedersettingkies af wat nog nooit voorheen in hulle lewe 'n westerling sou gesien het. Met die van my oog toe die van 'n Chinese man so in die skare. En toe hy by my kom toe, hy 'n kamera na my toe uit. Ek natuurlik sonder die indruk dat hy wil hê ek moet 'n foto van hom neem, maar nee, hy wil 'n foto saam met my neem. En toe dit klaar is, toe die rolle omgeruil word, dan kry sy vriend die kamera. En hierdie hele haar wat ek nou nie opmerk nie is dat daar 'n lyn gevorm het, 'n tou gevorm het vir mense wat hulle foto's saam met my wil neem. Omdat ek groot is en westers is en heeltemal vreemd is. Hierdie is 'n durian.
En hy is 'n stinkvoete. En as jy hom oopmaak is dit nogal lekker soet vruggie wat daar binne is, maar interessant dat raak baie groot, soos so groot omtrent. En dit is verbode om een van hierdie op 'n vliegtuig te vat, want jy kan hom as 'n wapen gebruik. Iemand in die gesig te gooi of teen die kop te slaan. Mense verwag dat jy eenvoudige inkopies kan doen sonder enige moeite. Michelle sê dit kos 'n bietjie opleiding. Aan die begin 3,5 jaar gelede was dit baie moeilik geweest. Jy het hier aangekom, jy het jou lysie gehad wat jy wil koop, maar om die produkte te vind was regtig baie moeilik. Soos wat die jare aangestap het, ons is nou so net oor die 3,5 jaar hier, so het dit darem makliker geraak. Jy weet nou waar om jou pakkies te vind. En meeste van die produkte het nou Engelse beskrywing, so dit raak darem makliker. Maar steeds 'n ervaring elke keer. Vir Ben was dit makliker. Hy het van die begin af al ingepas. Kinders is mos so. Hy het selfs een van die Chinese tale baas geraak. Hey, ni hao. Ni hao. Wat is jou naam? Wat jou Ben? Hoe oud is jy, Ben? Wat jou swela? Luister, kan jy tel? Ja. 1 2 3 4 5 Nee man. 1 2 3 4 5 Nee man, in Chinese. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hy sê, wat is jou mamma se naam? Wat jou se mamma? Mamma se Minja se Michelle. Wow, that's a baie lang naam daai. En van verskillende tale gepraat. Hulle is so lank al hier weg. Wat van Afrikaans? Maar hier in hierdie kamertjie hang ek nogal graag uit met hierdie twee vriende van my. Die verklarende Afrikaanse woordeboek. En ek sy tweetalige vriend die bilingual dictionary, Afrikaans en Engels. Ek het 'n blog wat ek skryf, Fani Osopias. En ek het ook 'n page op Facebook. Wat ek wel nog steeds baie mis is om 'n gesprek te kan voer met 'n Afrikaans sprekende persoon. En nie noodwendig omdat die gesprek in Afrikaans is nie, maar wat in die taal vervat word. Maar daar is een ding wat hulle lewens nogal ontwrig. Die frustrasie wat ek steeds nie aan kan gewoond raak nie, is verseker die internet. Buite na die internet redelik stadig is in China, en ek nie kan glo nie, is die feit dat van ons websites wat ons die meeste gebruik, geblok word, 'n groot frustrasie. Websites soos Google, Facebook, Twitter, blogs, koerante, dit alles word geblok deur die Chinese regering. En as 'n mens geen internet het nie, word dit nog moeiliker om kontak met die familie te behou. Selfs na jare in die buiteland verdoof die verlange glad nie. Dit is 'n ding wat bly pyn. Weet, en 'n mens ontwikkel later 'n skuldgevoel daaroor. Want daar's soveel belangrike spesiale geleenthede wat 'n ou mis oor die jare. En gelukkig vir my het ek 'n geweldige ondersteunende familie en het ek nog nooit enigstens gevoel dat hulle my kwaadlik neem nie. En inteendeel ondersteun hulle my in alles wat ek doen en daarvoor kan ek net dankbaar wees. En ek is baie, baie dankbaar daarvoor. Ons is 'n familie wat gewoond is aan mense ver. Ons sê nie dis maklik nie. Die tegnologie maak dit makliker, maar ek dink tog met mense geboorte het dit moeiliker gemaak want hulle ontwikkel so gou die kleintjies en mens mis baie. Ek dink die oumas en oupas mis baie en dit maak dit vir 'n mens moeilik. Maar ek dink die tegnologie vir ons die WhatsApps en die Skype en so aan, ons het daarom kontak met mekaar. Net na die breek, dans, tai chi en Chinese kultuur. Ons kuier by onderwysers Fani en Michelle en hulle seentjie Ben in China. Hulle woon in die Guangdong provinsie net noord van Hong Kong. Hulle woon al 4 jaar daar, maar in die begin was daar baie wat vir hulle vreemd was. Die enigste manier om China regtig te beskryf is as 'n muntstuk met 2 kante. Aan die een kant het jy natuurlik 'n land met 5000 jaar se geskiedenis en met al die ryke tradisies en die gebruike wat daarmee saamkom.
Dit is 'n baie close-knit samelewing regtig. En die samelewing is alles vir die mense hierso. Aan die ander kant as jy natuurlik ongelooflike ontwikkeling ervaar oor die laaste sowat 30 jaar sedert hulle ekonomiese beleid verander het. En nou is dit oral om jou en soms vind baie Chinese dit baie moeilik om by te bly met al die nuwe veranderinge. 'n Belewenis wat nie aldag so maklik is nie. In die begin het Michelle die stad plat geloop om 'n supermark te kry met kos wat hulle ken. Sy het opgelet dat die parke mense het wat of dans of tai chi doen. En dit gaan gepaard met gesond eet. Ek is so vars, dit lewe nog. Ek was nooit 'n groot visserman nie. Jy vang hom so, en dan vat jy hom daar na daai dametjie daar toe, en dan weeg sy hom en sy chop hom op. Vaste vis in die wêreld. Hierdie is een van die sogenaamde food halls. Ek dink nie mense sal ooit voel dat jy China regtig oorwin het nie. Dink die plek is heeltemal te volksvreemd om so 'n bewering te maak. Ek sou sê mense het sekere dele oorwin van China. Dit bly altyd baie lekker as jy vir 'n taxi-bestuurder kan aanwysings gee in Chinees en jy kan by die huis uitkom. Ek dink wat mense ook oorwin het is as jy in die oggend wakker word en jy's gelukkig hier. Jy voel half jy kan hier woon. Jy's saam met jou familie en dit maak dinge daarin baie lekkerder. En ten minste het ons dan 'n paar handtekens wat ons stomstreke mee speel, soos ja, nee, maak gou of ek maak jou dood. En daar los ons nie van 'n Merwes in hulle plek hier die son in Guangzhou in verre China. Ons trek nou suidwaarts na 'n eiland waar daar eienaardige diere woon, Tasmanië. Hier kuier ons by Jenkins, Laries, Zanay en Noah Kroon van Rustenburg. Hulle woon in Rosebery. Ons het omtrent 5 jaar terug het ons uit Suid-Afrika uitgetrek. Ek en Laries het in Rustenburg Noordwes groot geword en in Rustenburg Hoërskool gegaan en daar begin werk en mekaar in Rustenburg ontmoet en daar getrou. En Laries is nog altyd die een wat baie graag wou gereis het en baie graag die wêreld wou sien. En sy het ons op 'n vakansie gekry Perth toe. En op die vakansie het ons toe besluit dat ons gaan hierdie Australië ding probeer. En toe het ons 'n geleentheid gekry in Wes-Australië by Argyle Diamonds in Kununurra. En ons het daar gewerk vir so 'n bietjie meer as 4 jaar. En toe het ons vir dieselfde maatskappy in Amerika gaan werk vir 7 maande. En toe van daar af het ons 'n geleentheid gekry om in Rosebery, Tasmanië te kom werk. Ons bly baie lekker in die dorpie van Rosebery. Dis 'n baie klein dorpie, maar baie vriendelike mense en oulike mense en ons is baie tevrede met die skuif. Goeiemôre Suid-Afrika. Hier is ons nou in my kantoor op Rosebery Mine. Soos julle kan sien is 'n mooi oggend buite. Dit is omtrent 6:00 die oggend nou. En ons is besig om skof te ruil. So aan daai kant kan julle sien dat al die voertuie is opgeparkeer. Rosebery Mine produseer hoofsaaklik sink en ons tweede grootste produk is lood en dan tot 'n minder mate koper en in die koper het ons 'n klein bietjie goud en silwer ook. Die myn is al hier vir 80 jaar soos wat ek genoem het en die myn maak groot bydrae tot die ekonomie van Tasmanië. Ons het al die pad gestap tot die bo. Hierdie noem hulle die mill van Rosebery MMG Mine en hierso prosesseer hulle al die ore om dit op 'n trein te sit om dit aan uit te vervoer. So dis maar net myn. Dis nie die mooiste nie, maar dis baie interessant. Ek is nogal iemand wat baie hou van spanbou. Dit gaan vir my baie oor die mense. En een keer 'n maand kry ons die ouens bymekaar en ons hou 'n braai agter in ons agterplaas. Maak ons lekker boerewors en ons staan om die vuur en gesels 'n bietjie. Dis baie lekker. Okay, ons het gemaak tot die bo by Jenkins se kantoor. So hierso is die parkering en daarso is hulle kantore. En dan gaan die trokke hierso deur die karwas om in te gaan. En dan die ondergrond is net agter daai gebou daar agter. So hier is ons nou half in die hartjie van die myn.
En soos julle kan sien is ek besig om 'n snor te groei. En dit is November hier, so ons mans groei snorre om te fokus op mans gesondheid. In Australië is jou kans om dood te gaan aan selfmoord 2.6 keer so groot as wat jou kans is om dood te gaan op die pad. En van hierdie selfmoorde is 3 uit 4 mans. So dis 'n groot probleem. So ons probeer die mans kry om 'n bietjie meer te praat oor hulle probleme en professionele hulp te soek sodat ons hierdie getalle kan verlaag. So op die oomblik is my werk maar om hierdie pragtige 2 kinders groot te maak. Dis harde werk, maar dis die lekkerste werk in die wêreld. En ek is verskriklik bevoorreg om al die tyd wat ek het met hulle te kan spandeer en ons doen maar uitstappies en ons bly baie besig. So op 'n tyd daar by die huis ook bly, nê? Nee. Of wil ons elke dag op uitstappies gaan? Ja. Ja. Verder is ek 'n vrou en ek is ook 'n huishulp, soos wat ons in Suid-Afrika al lekker bederf geraak het met mense wat jou voltyds in jou huis help om skoon te maak en so. In Australië is mens ongelukkig nie so bevoorreg nie. Nou Jenkins help my gelukkig ook vreeslik met dit. So ek kan glad nie kla nie. Vir Afrikaanssprekende mense in die buiteland bly die kwessie van taal belangrik. Woorde wat jy wat jy nie altyd hier in Engels sukkel is om dinge uit te druk, soos ek weet nie, ons praat altyd van as dan hy kaal rondhardloop, dan praat ons van 'n kaalbas en 'n skotteljons en ou gat en Dit is my bal daai. wat sê jy? Ek dink dit is my bal. Is dit jou bal? Ja. Okay. Waar's pappa nou? Papa. Roep hom. En wat mis die kroongesin van Suid-Afrika as hulle so in die buiteland rondswerwe? Die goed wat ons seker die meeste mis van Suid-Afrika, so verseker almal se eerste antwoord is hulle mense en die ouma en die oupa en die boeties en die sissies en die niggies en die neefies. Want ons is baie heg aan hulle aan mekaar en ons mis hulle baie en ons is baie lief vir hulle. So dis verseker ons grootste mis. Ek mis om rugby te kyk saam met die manne. So saam met my pa en my swaartjie en my boetie. En dit bly net vriende. Want hier in Australië is die tyd geleef so dat ons nie baie rugby eintlik kan kyk in die tyd wat hulle speel daar in Suid-Afrika nie. Want dit is vir ons middernagtelike wedstryde. So ons sukkel 'n bietjie met dit. Net 'n bietjie links. Ons is besig om golf te speel hier in Rosebery. Dis 'n baie mooi dag. So jy kan sien die baan is grasgroen. Wessie speel saam met my. Wessie is ook 'n Suid-Afrikaner wat al vir 8 jaar hier bly. En ons is nou op die derde gat van die tweede 9. En dit is 'n lieflike dag. Hoorie so, nee, wat as ons mense mis, dan Skype ons maar hoor. Ons Skype en dan ek kan nie. Is die tegnologie goed genoeg om dit te kan doen, hè? Ja, ons Skype gereeld en ons stuur video's en foto's elke dag en as ons nie doen nie dan hoor ons dit van ouma en oupa af van ons hoor hierso waar is ons video's, waar is ons foto's. So ons maak seker ons stuur vreeslik baie van dit en ons praat eintlik regtig miskien meer met ons mense en ons familie as wat ons het as ons in die land sou bly. Om seker te maak dat die verlange nie te erg raak nie. Maar vir nou is een van die kroon se grootste prioriteite om vriende te maak. Die grootste tip wat ek eendag by 'n vriendin gekry het in Kununurra en sy het vir my gesê, Larise, just remember one thing. Nobody's ever gonna come and knock on your door and ask you to be their friend. En dis rarig, dit was een van die beste tips wat ek nou nog gekry het om so in 'n vreemde land na 'n vreemde land toe te trek en te probeer inskakel, want ek en Jenkins, ons hou maar baie daarvan om ons huis oop te maak vir ander mense en mense oor te nooi en ja. So die Australiese manier van kuier is baie dieselfde as die Suid-Afrikaanse manier van kuier. Hulle is sosiale mense en hulle hou van die buitelewe, hulle hou baie van braai, hulle braai vir hulle barbecue, so hulle braai nie regtig op hout soos ons nie. Maar ons het hulle voorgestel aan dit en nou braai ons gereeld saam met die Australiërs, hulle is mal oor die hout braai.
So die Suid-Afrikaanse kultuur is besig om af te smeer op die Australiërs. Ja, een van die goed wat baie dieselfde is van Australië en Suid-Afrika is dat almal hier hou van bier en braai. So dis nogals lekker en as ons land vreeslik mis dan haal ons dan maak ons 'n vuurtjie en ons drink 'n biertjie en ons braai lekker boerewors. So hier's 'n klomp mense wat vanaand kom, is vreeslik lekker goed vir die kinders om te doen. En hierdie boerewors het 'n baie interessante storie. So in 1981 toe die Springbokke in Nieu-Seeland getoer het, was nog naas Botha toe hy nog gespeel het. Toe het hulle afrigter vir hulle gereël dat die local butcher vir hulle boerewors maak en hy het vir die butcher 'n resep gegee. En daai resep het die slagter gehou tot vandag. En hy gebruik nog steeds dieselfde resep om hierdie boerewors te maak. So dankie die Springbokke van 81. 'n Braai is mos ontwerp om vriende te maak en bande te verstewig. Net na die breek, ons vind uit wat die kroon so goed laat voel deur onder in Tasmanië. Ons kuier by die kroonfamilie op die myn dorpie Rosebery. Dit is op die eiland Tasmanië, net suid van Australië. Die mense in hul nuwe land is vriendelik en vir natuurliefhebbers is die omgewing asemrowend. Hallo, ons is nou hier net onder ons huis is daar 'n riviertjie wat ons gou met die mountain bikes kom besoek het. Dit is vir ons baie lekker, ons is baie groot natuurliefhebbers. So die fietsry en ons gaan draf baie en ons stap is vir ons verskriklik lekker om in die natuur te wees. Hier kom pappa en die kinders. Afkom is maklik. Hier is soveel mooi plekke om te gaan sien, riviere en berge om te gaan klim. So Aktiewe nasie. Die ouens hou baie daarvan om buite te wees en die natuur te geniet. En ek dink ons Suid-Afrikaners is baie dieselfde. So ons pas lekker aan by mekaar. En Iets wat iemand eendag gesê het, dis toe hulle Australië toe immigreer het. Hulle het gesê, ek gaan baie min na my land verlang in daai land. So die kultuurverskil is verskriklik min, veral in vergelyking met Amerika wat kos en alles is anders. En waar hierso in Australië is dit regtig, dis so na aan Suid-Afrika soos wat jy dit kan kry. Maar van buite na binne. Hier is by Launching into Learning. Dit's 'n baie oulike mamma en babatjie en kindertjie toddlergroepies. Hulle doen vreeslik moeite met die kinders. Hulle reël science projekkies, wetenskapprojekte en allerlei sulke goed wat baie oulik is. Sê hallo. Hallo. Dis nie 'n grap om so ver van jou familie en ou vriende af te woon nie. Maar die kroon sê hulle hou hulle opsies oop, soos baie ander expats. Op die oomblik het ons nie planne om terug te kom Suid-Afrika toe nie, maar ons hele familie is daar en dis maar ons moederland, so ons kom kuier nog gereeld en so aan. So ons ons het nie planne nou nie, maar ons sê ook nie ons gaan nooit ooit weer teruggaan nie. Vir nou is dit vir ons wonderlik. Ja nee, julle, die Verre Ooste en die land daaronder het ons betower vandag. Nou is dit tyd vir 'n videoposkaart. Kersfees is nou wel verby, maar onthou julle daardie dogtertjie in Phuket wat haar ouma so gemis het? Hi Hailey, Hi, Mom. wat mis jy van Suid-Afrika? Oh, Mikey and her boom. Wel, kyk wat het sy vir Kersfees gekry. Hi Marianne, ons hou belated Kersfees. JJ was nie Kersfees by ons nie, so ek het vir hom lekker lamsbout gemaak. En ons almal gaan lekker Suid-Afrikaanse gekookte kos eet en 'n bietjie Suid-Afrikaanse wyn drink. Geseënde Kersfees! Everybody, geseënde Kersfees, Kosa. En ouma het kom kuier, so ouma geniet Kersfees saam met ons. En daarmee groet ons almal, die van der Merwes in China en die Kroons in Tasmanië. Baie dankie ook vir die videoposkaart. Laat dit goed gaan met julle. En onthou, skryf asseblief vir ons by admin@visioninafrica.co.za en vertel ons van mense wat landuit is. Ons webwerf is viatv.co.za. Soek vir co.za op Facebook, YouTube, Instagram met die _ Kosa Via.
Van my, Ilana Afrika Bredenkamp, tot 'n volgende keer waar ons expats opspoor in vreemde lande. Totsiens.